Ja, kom ons kyk 'n bietjie na die span wat Rassie gekies het vir Saterdag. As mens nou kyk na die voorry, ek dink dis 'n sterk voorry soos in die vorige toets. Ox en Jay, Malcolm Marx en Wilco Louw en ek dink die bank is sterker met Gerard Steenkamp en met Thomas de Tooy en baie interessant Dion Fourie op die bank as 'n tipe hibriede hakker en moontlike losvoorspeler. Dan die slotte, ek dink hier is Eben Etzebeth en Roan Nortje heeltemal fyn so. Ek dink albei kan bietjie beter speel as Saterdag, maar dit bly nog steeds twee slotte met enorme ervaring op toetsvlak, veral Eben Etzebeth. En op die bank is dit natuurlik goed om iemand soos Loot de Jager te hê as 'n slot wat in die tweede helfte kan opkom, saam met die sogenaamde bomb squad. En dan dink ek die los trio, ek hoop Sia speel, dan sit saam met Pieter Steff de Tooy en Jasper Wiese. Indien nie is Paul de Villiers aangewys, baie interessante keuse daar. En nou ja, mens op die bank gaan nou afhang, sê nou maar Sia speel, dan gaan Paul de Villiers na die bank toe saam met, ek sou sê, André Esterhuizen as die hybride voor- en agterspeler daar. Indien Paul de Villiers op flank speel, dan sal Cameron Hanekom op die bank opkom, saam met André Esterhuizen. Dis hoe ek dit sien. En dan die agterlyn. Baie interessant dat dit Handré Pollard is, die ou koelkop, saam met Kobus Reinagh. Ek dink Kobus speel nie vir my heeltemal die tipe rugby wat aan die einde van verlede jaar gespeel het nie, maar hy kry weer 'n kans. Hy is 'n speler wat al voorheen daar was en wat veral verlede jaar, as mens onthou, met die Franse en die Ire baie goed gespeel het en ook daai toets op Wellington. Mens moet dit nie vergeet nie. So hy kry weer 'n kans en omdat dit dalk gaan reën in Kaapstad op Saterdag, is die kans goed dat iemand soos Handré Pollard binne daai omstandighede goed sal speel. Okay, die centers, Damian Dalende en Jesse Kriel, ek het min probleme daarmee. Kry iemand soos Kynaan Moody jammer om op 13 in te kom, want hy het nog altyd baie goed in die All Blacks gespeel, maar dis 'n gesoute centerpaar hierdie, en hulle was 'n bietjie opgebreek in die vorige toets, in die sin dat Kurtley Arendse moes baie vroeg van die veld af, binne die eerste 10 minute, en toe kon hierdie centerpaar eintlik nie doen wat hulle moes gedoen het nie, want hulle was gebreek en het André Esterhuizen opgekom. So hulle is gesplit daar op daai moment. Dan die agterste drie. Ek hou baie van Evan Hooker op vleuel. Ons gaan natuurlik baie vir ons geliefde Colby mis, maar hy het 'n besering. So Hooker op die een vleuel, en dan dink ek ook Kurtley Arendse, soos Reinagh is gelukkig. Hy speel nie vir my op die oomblik. Hy het nie vir my daai spelpyl wat hy gehad het in die verlede nie, maar hy kan dit weer Saterdag bereik. Daarom dink ek is ook nie 'n slegte keuse nie. En omdat hy so vroeg af is in die vorige toets, het hy iets om te wys. En die heel agter is Damian Willemse, baie min om daaroor te sê. Baie goeie speler. Nou goed, op die bank dan, agter, baie interessant, Morney van der Berg, nie soos mense sou verwag het Grant Williams nie. En dan Sasha Feinberg en Gomezulu, wat nog weer 'n kans kry. Ek dink Sasha gaan binnekort op sy topvlak wees. Dis jammer dat 'n ou soos Manie Libbok nou nie kan inwees nie, en ook Grant Williams. Maar kom ons gee vir Morney van der Berg en vir Sasha 'n kans en kyk wat daar gebeur. So in die geheel, as ek kyk na die span, dan sou ek sê, dalk by die voorrye kon mens gedink het aan Venter as Stit eerder as Gerard Steenkamp, en agter, soos ek uitgewys het, moontlik Grant Williams en Manie Libbok, wat jammer kan voel. Maar ek dink nie daar kan 'n probleem wees met die logika of die om te dink dat Handré Pollard koelkop gaan wees, en ook met die skoppe paale toe natuurlik met Colby wat beseer is dit natuurlik 'n baie groot faktor dat hy daar moet wees. Goed, dit is dan die span. Ek wil net ietsie sê oor die All Blacks. Kyk, hulle span is nou nog nie aangewys nie, sal seker eers donderdag wees. Rassie het nou sy ou gewone styl ingeneem om maandag al die span bekend te maak. Ek hou baie daarvan. Nou die All Blacks sit met 'n probleem deurdat hulle een Stit, Ethan de Groot of de Groot, soos hulle dit sal uitspreek, is nou beseer en is op pad terug in Nieu-Seeland toe. Nou kan hulle nie meer daai twee voorrye wat hulle gehad het vir die vorige toets, wat ek dink redelik goed gewerk het, is nou
nie meer dieselfde een nie. En hulle sal een van die ouens van die bank, ek dink dit sal Bauer wees, na die loskop toe moet skuif, en dit gaan beteken hulle moet nou iemand anders daar op die bank kry, en dit kan hulle ritme weer versteur, want hulle was in 'n sekere sin, as mens mooi dink aan die wedstryd, die afgelope naweek, dan hier by die 60ste minuut het hulle daai skram gekry voor hulle paal op, ek weet nou nog nie hoe nie, dat hulle die strafskop gekry het, want as die Springbokke daardie strafskop gekry het, kon dit dalk 'n geel kaart gewees het, en dan was die wedstryd heeltemal anders. Ek dink nie hulle gaan weer daardie leaks hê met die met hulle voorrye nie, wat gebeur het die afgelope naweek nie. Maar dit bygesê, ons kan in 'n ander video praat oor die strategie van die Bokke, hoe hulle moet speel. Die Bokke sal beslis wyer en breër moet speel as net die skramkrag. Die lyn staan is vir my 'n bietjie 'n bekommernis, dit moet regkom, en dan ook die dryfmaalbeweging, die sogenaamde mols, dit moet ook in plek kom. Maar ons gaan nog in ander video's hierdie week baie mooi daarby uitkom. Ek wou nou net oor die span gepraat het, ons gaan nog oor die All Blacks praat, en dan wil ek net sê, laat asseblief boodskappe hier onder die lyn. Ek hoor baie graag wat mense sê van my interpretasie van die span, waar ek dalk moontlik verkeerd kan wees en so meer. En dan in video's wat hierna volg, kyk ons na nuwe verwikkelinge, nuwe ontwikkelinge, hoe die dinge ontvou hierdie week. Ek dink dit gaan 'n baie interessante rugby week wees. So bly ingeskakel op hierdie kanaal. Baie dankie.